Yes. Ik verlang my heiland by my pagkagyan. Lumera van, ek moet voel, hy asip by my, ek sy aan, moet my bewaar. Dan sal vrees, hy naman ek sal kom, met my bly. Ek geduld, dan ek bevrede, sal ek sy voet bly. Ek verlang, my heiland by my, onverloor, dat ek verleer. Hy kan jaag, soos niemand anders, en het woord word my speer. Dan sal vrees, hy naman jaag. Ek sal kom, met my bly. Ek geduld, ek bevrede, sal ek kom, sy voetspoor bly. Ek verlang, my heiland by my, dan maak jy, wat ek verlang. Ek is nog, ek die son skyn, jy skryf. Dat ek moet skryf, dan sal vrees, hy nooit praat. Ek sal kom, met my bly. Ek geduld, dan ek bevrede, sal ek kom, sy voetspore. Dan sal vrees, hy nooit praat. Ek sal kom, met my bly. Ek geduld, dan ek bevrede, sal ek kom, sy voetspore. Dan sal vrees, hy nooit praat. Ek sal kom, met my bly. Ek geduld, dan ek bevrede, sal ek kom, sy voetspore. Dan sal vrees, hy nooit praat. Ek sal kom, met my bly. Ek geduld, dan ek bevrede, sal ek Kan ons so? Dankie Vader wat ons so vir ons self vir die broers wat vanoggend kom praat met hulle ervaring het. Ons kan maar net luister toepas. Amen, ons kan net luister en toepas, want as 'n bose wêreld beter, né? So ons sometimes gebeur daar sekere mense, sodat ons na hulle lewe kan kyk en nie dieselfde mistakes maak nie. Ons hoef nie dieselfde mistakes te maak wat hulle nie. Maar somehow omdat gebruik God hy mense, sodat ons nie dieselfde mistakes
Ik wil jullie lang op vandaag. Ik weet ons komen uit de uitdagende weekend in. En ons is nog gister na die funeral toe Pastor Angels en kaart geprobeer, en so baie goed wat nog ek is saamgewerk met maar ons die Here het ons neergedra, hè. Ek het wat ek het gesê, ek kan maar rus vandag. Sy kan maar rus vandag en maar as ek weer lekker sterk is, dan sal sy wees aan ons. So ons is vir die Here dankbaar en bly. Ek sê al alles was dit is goed, so vir die eerste ons is, laat die Here die seën alles leiers, ons pastore, ons ministers, ons diakens, kinders, jeug is gegroet in die mooi naam van die Here. Kom ons is in die tweede helfte van die neef van hierdie jaar. Die tweede jaar, die eerste 6 maanden van die jaarspraak. Ek wil net daar 'n bietjie emphasis en ons is in die boek. Eerste Samuel 30. So is daar hierbring. Eerste Samuel. Jammer ook dat ons nog 'n klein bietjie ons tyd gewees het. Ons het pas die tyd het ons nog aan werk en ons moet saam so, sê maar wat is dit, dus ons gaan 'n bietjie later. Ek hoop, is jy okay met dit? Is jy okay met dit? Is jy okay met dit? Amen. Kan ek so amen kry? Ja, sê dit. Is dit Samuel 30. Ik ga zo'n paar vissen van grote tekst daarbij. Zo'n paar vissen. Toen David met zijn mannen de derde dag de Siklag aankwam, de Amalekieten geïnvaardigd toe, in de Zuidland in een Siklag, en hulle het Siklag geslaan met vuur verbrand. En hulle het die vroue en almal wat daar as gevangene in weggevoer word, van die kleinste tot die grootste. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle weggevoer en verder gegaan. Vers 7. David sê, vers 6. En David het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om te steun, want die siel van al die manskappe was bitter. Ja, een oor sy seuns en oor sy dogters. Maar David homself gesterk in die Here sy God. Amen. Vers 6 ja. En David het baie benoud gehad, want die manskappe gepraat om te steun, want die siel van die manskappe was bitter. Ja, oor sy seuns en sy dogters. Maar David het homself gesterk in die Here. Vers 8. En David het die Here gedank en gesê, sal ek hierdie bende agterdaai jaar, sal ek hulle inhaal. En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik wegneem. Die Here seën sy geleesde God. En wat op ons hierdie teks in gedagte hou, vind ons uit David is, hy is alreeds vlug hy alreeds vir koning Saul. David is al klaar, hy is so op 'n hitlus, amen, hy is op 'n hitlus van koning Saul. Koning Saul wil alles doen om David te dood, amen, hy wil alles doen om David, so David, toe hy uitvind is in hierdie hitlus, toe haloop hy weg, amen, hy haloop weg, en hy kom by die Filistyne, amen, hy kom by die Filistyne aan. Daar's 'n psalm wat sê dat David by die Filistyne aankom, het David hom kranksinnig gehad, sodat hy vywe kon gevind het by die owerstes van die Filistyne. Sover dat David taal mal gespeel het, sodat hy kan vywe gekry het by die owerstes, die koning van die Filistyne. Wat ons nou voor dit het David nog 'n Goliat genoeg. So hy was toe die Filistyne al klaar uitgekom. Maar sy eie burgers, sy eie koning, het so jaloers op David geraak, dat die koning
vir Dawid op 'n hindernisse gesit. Dawid kom by die vyande aan, wie hy actually moet doodgemaak het. En hy kry skuiling by die vyand. Hy bedoel dit nou net in die getuienis gehoor, né? Hy kry skuiling by die mense wie hy opdrag het dood te maak. Hy kry skuiling daar. Ek wil ook vashou daar. Ek het dit 'n paar dienste vroeër gesê that sometimes there was blessing by ons enemies. Sometimes there was blessing by ons uitkoms by die mense die onderstel is teen ons te wees, ons teen hulle. In hierdie geval kan ons dit sien, hè? Dawid het net vir Goliat doodgemaak, maar toe Dawid weggaan, hulle by na die Filistyne, die enigste Filistyne. So ons moet nie te stief is met ons enemies. Ons moet nie te stief is met ons neighbors. Ons moet nie te stief is met mense wat ander kulture en kleur, want dit is die enigste mense wat moontlik ons kan help. Ons moet nie te stief is met ons skoonfamilie. Jy moet te stief is met ons managers. Ons moet nie alle hulle koers op 'n hindernisse geplaas. Die Here kan hulle agter, want hulle die persone sal wees wat jou gaan red. Ek het in die week gesien iemand van my, nee, ek sal nooit, toe sê ek, brother, ek het daarom nou, weet jy, ouer aan sy, al van nooit uit jou vocabulary uit, van die nooit gaan jy eendag besef, die is die enigste mense. Moet nie te hartig en te so voel, dat ek sal nooit, you understand? Dawid, Bybel heeft ons hier principle, né? So ja, ons het verskille met mekaar. So dis agreements met mekaar. Ons staan aan verskillende borders, né? Maar ons moet nie dat dit so separation maak dat ons nie die van God weet, ons weet. Ou mense het gesê, God weet hartlik, kom. Ja, hulle het op hartlik voorop reg. Weet jy hoe dit werk? You know, they don't God as 'n vierkant, maar as God 'n driehoek. En as die ding is 'n driehoek, as jy sit dan, hoe God werk, né? So, ons moet nie, so gee onsself by skop, gee onsself by ruimte. Moontlik, die persoon wat langs my laat stop, wat ek 'n pap moet kry, moontlik net. So Dawid, bevind hom in hy bevind hom in Filistyne, né? Die Filistynse owerste, hy lyk vir Dawid, né? Hy lyk vir Dawid, en ek sê, terwyl die Filistyne gereed maak om self in oorlog te gaan, die owerste met 'n klomp soldate gather, nou Dawid moet plus met 600 vlugtelinge saamloop, né? En Dawid sê met ryk, hulle het vir my gehuisves, ek sal julle help. En die owerste, ek sê, hy voel ek, Dawid kan hom help, maar sy hout en neus kan nie met Dawid trust het. Ons laat hom toe, wat ons trust hom. En met dit stuur hulle vir Dawid terug. Dawid, wat is my nou? Dawid het uit sy aarde uitgegaan, die owerste gaan sê, om hulp aan te bied. So hy het uit die Siklag uitgegaan, om hulp aan te gaan bied. En toe hy uitgaan, toe los hy vir Siklag, klein dorpie, los hy sonder protection. Amen. En los het sonder security. Amen. En los het sonder protection. En hy gaan om sy hulp aan te bied. Toe hy kom om die hulp aan te bied, sê owerste, Dawid ons verdraai nou, maar so right, we've got it. Dan stuur Dawid terug met sy 600 man. Die Bybel sê, ek gaan nie met daar lang preek, die Bybel sê, toe Dawid Siklag nader, toe Siklag nader, toe sien hulle net rook. Hulle kry die reuk van verbrande huise, uit die verte uit. You know, hulle kry die reuk, hulle huise is verplunder, vure, dit brand. Hulle sien smok in the distance. En omdat hulle vlugtelinge en ook krygsmanne hulle geweet wat dit nou gebeur. Amen. Hulle het geweet wat dit nou gebeur. Dit was nie 'n ster wat geval het in Siklag. You know, dit was nie 'n skinde
aardeskundige, hulle weet wat gebeur het. Amen. Hulle weet, die enemy het hulle attack. Hulle weet, omdat hulle is op hy vlak. Hulle het dit ook sometimes gedoen, so toe hulle dit weet, toe hulle dit ryk, en die vlamme en die rook sit op hulle. Die was 'n inval op Siklag. Hoeveel meer oor sometimes, dat from a distance, kan ons sien, die enemy het 'n attack geloop. Ja. Amen, eerlikheid. Ons hoef nog nie naby te kom nie. Maar van a distance kan ons sien, daar was 'n attack gelons op my lewe, op my geliefdes, net op my huwelik, op my finances, op my gesondheid. Daar was 'n attack gelons. En van waar ek staan, lyk dit, dat was 'n suksesvolle attack. Jy weet mos nie. Dan moet jy 'n bord wat val. Hy kan nie kan, dit was 'n suksesvolle val. Hy het gebreek. En hy het nie gechip. Hy splinter. Jy weet mos nie. Jy wil nie eens try om dit. Jy moet nie dat dit 'n sentimentele bord of glas gewees wat nou maar iemand agtergelos nie. Jy weet hy sentiment. Oei, dit dit nog oordra aan hoe hy is iets anders. Hy sien dit, hy sien die is 'n plekker, is 'n breed, hy ryk dit. Jy sien dit eers en dit is 'n ander gevoel wat jy, 'n ander gevoel. Hulle beleef dit, hulle sien. Ons kinders, ons kinders, ons jong kinders, die manne wat in die gevangenis het kom, hulle is al geweet dat die judge het sy mind opgemaak. Ja. Wat ek kan maar doen, wat ek met die judge sy mind opgemaak. Jy weet mos nog, dokters, reports wat kom, jy weet die dokter, jy kan nie maar sien hoe die dokter, en hy het nog niks gesê nie, die attack is gelons op jou lewe, sy stap, weet jy maar, net die dokter, sy mind is opgemaak, die diagnose is deur, jy weet mos nie, hy attack op jou lewe. En wanneer hy attack op jou lewe kom, hier is die ding net, dat die attack op ons lewe, whatsoever finances, of whatsoever ons werk, of whatever, alhoewel hy 'n indirecte vir jou aanval, het hy ook 'n effek op jou surroundings, op jou, die mense wat saam met jou is, die mense wat in jou huis, in jou boot, in jou mid, hy voel hy onmiddellik, maar hy het nie net 'n effek op jou nie, as 'n effek rondom jou. Jou kinders word geaffect, you understand? Jou familie word geattack, dis daar gerig op jou, maar hy het ook as 'n weer consequences op jou surroundings, die attack wat die enemy loont. Wanneer ons die Amalekiete in gedagte hou, sê die historians, hulle was 'n gemengde soort booswigte, wat jy kan noem, hulle was die Nazis. Hulle was nie mekaar. Nee, hulle het geattack sodat hulle geprovoke word. Hulle was so, wie wat hulle geprovoke het. Hulle het net gesien dat hier is 'n gap te attack hulle. Gewoonlik, die mense gaan hamer nie met mekaar. Totdat wanneer Putin besluit, hy gaan jou krap, waar hy moet krap, of Trump gaat besluit, net. So, as ek kyk net so vinnig, ek het gepraat, is in die buitenland, die Satrapjaars met my, Amerika het attack on Iran, hulle was heeltyd in peace. Hulle het in verskil gelewe met mekaar. Hulle was alright. Maar totdat daar 'n attack gelons het, was daar 'n retaliate. Die Amalekiete wil nie nog 'n attack hê. Hulle hoef nie geprovoke te word. Hulle hoef nie uitgedaag te word.
Jy hoef niks aan hulle te doen nie. Hulle is net enge mense. As hulle die gap sien, dan vat hulle die gap. Amen. Kyk, jou bills kan maar betaal word. En jou dokter check-up kan maar gedoen word. En dan, maar die Amalekiete gees, hy wil nie provoke word. Hy attack. So, kyk, wat op ons gebeur, as ons net in gedagte hou, dat David was soort van gesammeld gevoel om na die owerste van die Filistyne te gaan, om hulle aan te gebied, as ons daai in gedagte hou, sê dit vir ons, die Filistyne was gesammeld vir oorlog. Dis ook wat David gegaan het. So, van dis hoe hulle gewerk het in die oudheid. Hulle het net geattack. Daar sou 'n lekker stuur geword na die volgende groep. Kyk, ons kom vir julle. Praai. Dan sal hy koning sy manne bymekaar kry. En dis die Amalekiete wat doen niks sonder without invitation. They start to attack. Wat het nog erger maak. Want sometimes as jy attack op ons lewe, so dat ons wil, Here, ek het my nie reg gemaak nie. Ek het my reg gemaak vir iets beter. Ek het my reg gemaak dat ons almal hoor kerk toe gaan. Nee, hele huis van hoor kerk. Klere is gestryk. Nee. Ons het vroeg uitgesort. Ek het my reg gemaak. Maar in my beplanning, toe attack hy my, in provoke, as ek nog gebied het, jy sê, ons gaat vandaan, maar die attack op my lewe is, ek het my reg gemaak vir iets beter, ek het my reg gemaak vir iets groter, nee, Here, as jy my net gesê, maak jou reg gemaak om attack op my lewe, ek het my nie reg gemaak vir die attack op my lewe nie, ek het my reg gemaak om vir iets beter. Ek dink, dis hoe ons allemaal ons lewe inrig. Amen. Ek het by die 6de maand, maar dit lyk, ek het my beplanning, ek het al, tot die 6de maand het ek al my Christmas shopping se geld al gevat al. Ek het geplan, ek het einde van die jaar het ek lekker, maar tot die 6de maand, en onbeplanning moes ek geld soos. Unforeseen. Understand? Ek het nog my myself gesê, December, ek tel ook as ek by die 6de maand was, het ek so 12,000 nou. Nee? 12,000, so by die einde het ek met 24. Maar hier by die 6de maand, was 'n attack op my finances. Nee? Ek het my beplan vir, pa het gesê, ek moet beplan, ek het beplan vir die goed, maar ek het nie beplan vir die attack op my lewe. Dis wat David ook bevind. Hy raak van hulle was kruisman. Hulle het geweet, hulle het hofvry geken. Hulle het geweet. En dit sometimes spiritually het ons in die slaapdom, Ons leer om mekaar te bid, maar dan val die enemy my aan. Ek leer om iemand anders te encourage, maar dan val die enemy my aan. Want ons word geleerd geestelik om voorberei te soos, maar ons is nie altyd voorbereid vir die attack op ons lewe, op ons kinders, op ons families, whatsoever nie. Ons sien, ons berei ons voor vir die beste, maar ons berei ons nie voor vir die attack op ons lewe. Dis wat David kan ook actually self skop daar, want hy is veronderstel om hofheid te ken, en hy is veronderstel om te weet, sy laat nooit die kraal alleen. Al was dit 2, al was dit 3, maar ons allemaal kan nie gaan. Die governments werk so, en die koninklikes werk so, dat die koning en die koningin, of die president en die vice-president, hulle ry nooit op een vlug. Want as hy een val, as die plane val, en hulle aardwees in die plane, dan die land die president. So hulle word geleer, julle vlieg different tye en different vliegtye. David moes dit geweet het, ons allemaal kan nie gaan nie. Sometimes los ons 'n gap oop vir die Amalekitiese gees. Jy sê vir die Here, ek het dan niks gedoen nie, maar ek was net op my lewe. Ek het niks gedoen nie.
Jy tik op my lewe. Maar sometimes los ons 'n gap oop vir die gees wat oud vrou, hulle bring nie 'n vrou en hy loods 'n tik op ons lewe. Ek weet nie of jy al met dit is, né? Ek weet nie. Soos die engel het nooit 'n ding aan kar gestap nie. Ai, onmensenlik. Maar ek het nog 'n die kar is goed, nog 'n nuwe kar. Amen. Ek het dit bly te by my gebruik. Amen. Dit is nooit reg gemaak daarvoor, kan ek sê. Want as jy onderstel, hoor. Ja. You know, hier gaat ook niet meer bij met zo'n Toyota iets. Ja. En die Polo, gaat die stuk in de kamer heeft allemaal van mij. En die is naar ons. Dit is de ene. You know what I mean? Het is goed wat ik Ja, zo vaak. ja, het is iets anders. Sentiment, Heere Jacob. Nee. So hier is dan hulle is die David kan homself skop. Because why? Toe hy sien en hy ryk en hy word. En hoe kan ons iemand verlos? Hoe kan ons iemand verlos? Wat net 'n defense kan gewees het. Wat net die attack kan gedelay het. Wat net dit 'n bietjie kan vertraag. Maar sometimes as it is what it is. We must come to the terms that Here, so ons alle Bybelmense sal weet die Bybel skool, die Here wat Bybel ek word nog nie klaar gemaak daar nie. Maar so leer en Julie, hulle wat nog oor die Bybel ek en Rose het ook geskool. So hulle sal weet hulle sê wat nee, hy word die foto slaan nie. Hulle sê hy is nie die Bybel nie. Weet ook nie. Alles is die Bybel. So sometimes as I vote, it is what it is. Dit is klaar wat dit so is. Die ding is weer. Nou die ander ding, wat gaan ek man? Wat gaan ek doen? Soos die effect op 'n persoon wat my lewe is, maar 'n invloed het op my surroundings, net die pyn, net die hartseer, die verlies, en alles wat daarmee gepaard word, is ek voel dit maar 'n effek op my, ek moet nou die leader, ek dra maar nou die gewig van die groep. Ek voel dit wat met julle gebeur met my gebeur. Verstaan jy nou? As jy dat dit met my nie gebeur het en net met julle gebeur. Deel ek nog met die sarkasme van die ouens wat in pyn is. Jy dink die ouens mos lei man. Dis die regte ou. Die ou nee, hy gaan voor. You know, jy weet mos nou. Alright, nie so miskien nog nie weet, maar in die leadership so staan, dan gaan hy uitvind die weight wat hy dra, die verantwoordelikheid wat hy dra. Maar ek dink ons almal staan in leadership want die kinders kon na mami toe, mami daar is. So, hulle is honger, maar hy is ook honger. Weet jy, hy nie honger is, maar hy is net honger. Maar hulle vraag met jou, mami, ons honger. So, jy moet aan hulle verduidelik, maar jy ook op 'n empty stomach. As jy met my. Julle is nie met lyk nie so hoog mense. So ons almal is in 'n leadership rol, né? So jy probeer wat is die next oplossing met die gebleef van 'n gewone aan die ander kant. En Dawid sal was so erg want hulle wat Dawid moet. Die mense soek oplossings by jou, maar jy self het 'n probleem. Hulle soek oplossings by jou, maar jy self het 'n uitdaging. Jy kry dit maar mooi hou, maar jy kan self in self, dis ook sê dis dit wat ons geloof het, jy gaan aan mekaar heeltyd sê. We face the same struggles wat 'n vrou of 'n man nou face wat drink. Ons moet net doen sonder by. Ons sien dit. Nee, die ou hy is in 'n probleem met sy kinders. Ek het 'n probleem met my kinders. Ja. Hy besluit hy gaan sy problems wegdrink. Ek wil hy selfe probleem. Nigter. Net lees hy slaap en ek nie slaap nie. Ja. You understand? So Dawid het dieselfde probleem wat hy ouens het. Nee. Maar hulle kom voor.
En dis waar ons die Here regtig moet raadpleeg en navigate. Is dit daar nodig om vinger te begin wys? Daar is dit daar nodig om snaaks te sien. Want nou moet jy begin besef die genade van die Here wat op jou is. Daar's 'n ander calling op jou lewe. Al gaan dit deur 'n probleem. Al smile jy deur die storm. Al lag jy deur jou storm. Dieselfde ding wat so mense like question reis na jou toe. Dan moet jy uitvind, jy Here, ek is special. Ek is special. Van net van die feit dat jy in tek bly sonder om iemand te question wat dieselfde ding deurgaan. Moet jy by die Here sê, Here, is 'n ander grace op my. Van dan kom jy eers by jou dat jy iemand anders gaan vra. Die ou vra jou, maar as dan moet jy is so in tek met God dat jy wag oor die antwoord van God. En dieselfde probleem, daar is 'n ander peace wat God jou, daar is 'n ander vrede wat God jou gee. Van meer sê die Bybel, Dawid en hy ouens, né? Ek weet nie of jy al dat gevoel het nie, dat jy in dieselfde, soos om Stoffel nou die ander gesê het, in dieselfde gang wat hulle klomp man wat kanker gehad het, toe hy met die manne net so selfde probleem, selfde uitdaging, maar hy, hy was en hy gaan positief is in die moment, as wat hy gaan klaar, want sometimes kan ons klaar by mense wat ons nie kan help. So wat gaan het baat, om jou klaar liedere, vir iemand te sit, wat in dieselfde predikament is van jou. Hy gaat jy nie kan help. Nee? Hy gaat jy nie kan. Hoe kan jy klaar by iemand wat ook arm is? Hoe kan jy, jy understand, jy kyk jy af wat arm is, hoe kan jy help met iemand wat ook siek is? Nee. Sy gaat ook uit die omstandighede moet samenhou na die wikke, en sy gaat die vrede wat God moet begin te ervaar, dat Here ek is in afwagting vir wat hy nou gaan doen. Die Bybel sê, Dawid, voor hy in 'n paniek gaan. Want die Bybel sê, en die manne was op Dawid, maar Dawid dubbelpunt, het homself gaan versterk in die Here. Ja. Nee? Nie in sy 600 man nie. 600 kruisman nie. Nie in sy skill as 'n vegter nie. Amen. Nie in sy, ek het al dit, ek het nog Goliat, wie hulle wie ek is 'n giant slayer, nie in dit nie. Want sometimes so die duiwel 'n trick met ons, en ons doen wat ons aan ons laaste oorwinning, want ons weet nee, die Bybel sê Dawid hom gaan versterk in die Here. Nee, hy het hom gaan versterk in die Here. Daar is nie 'n tydperk gewees nie. Die Bybel sê nie, was 'n dagperiode nie. Maar die Bybel sê, hy het hom net gaan versterk, was the moment nie. En dis vir ons as Christene, waar ons by die 6de maand staan van hierdie jaar, daar was 'n tek op ons lewe, wat ons geplan het nie tot vervulling gekom het. Wat ons gespaar het ons verloor. Wat ons geliefd gehad het, ons nie gedink om 10 gaan nou nie. Nee? Daar was 'n tek op ons lewe. Ons planning, ons program is die mekaar gekrap. Ons uitkyk na die einde van 2026 is nou blur. Because we have come to the reality. Daar was 'n tek op ons lewe. Vir die jong kinders, ek het vir myself, julle moet myself sê, ek wil at least 'n job hê. Ek kan nou klaar met skool. Dat nog nie gebeur nie. Ek wil at least klaar is met my eerste module. Dit het nog nie gebeur. Die plannings wat ons gehad het, is gedisrupt. Maar dit wil nie sê God is klaar met jou nie. Dit wil nie sê God is klaar met jou nie. Inteendeel, dat alhoewel die attack op hulle lewe soort van seweer gewees het, het God die oë van die Amalekiete so verblind en toegemaak, dat hulle niemand doodgemaak het. Die enemy wil vir ons sometimes 'n prentjie skep wanneer ons diagnoses kry en financial mense bel ons en van hulle blacklist en dit, dan wil ons in 'n paniek gaan. Ons moet nie in 'n paniek gaan nie, want ons het nog nie 'n doodstryding gekry nie. Amen. Solank ons nie 'n doodstryding skry nie, wil ek vir my sê God is still at work. He's still busy. Solank ek nog nie 'n tyding gekry het, dit is klaar nie. Nee?
Ons gaan die kar kom aan. Ons gaan dit. Because die ou lied sê tel jou seëninge. Nee, maak 'n account aan wat jy currently het. Dis dalk nie so goed as iemand anders nie, maar jy het something. En as jy daar iets het, sê jy, God is nie klaar met jou. God is nie klaar met jou. Ek het nog my kinders. Ek het nog my man. Ek het nog my huis. Ek het nog my werk. Ek het nog my gesondheid. Jy begin dis miskien nie wat my 12,000 is daar top, maar ek het nog iets waar ek kan vashou. En as ek daai wil ek vir my sê, God is nie klaar met jou nie. En dan wil ek sê, as God jou tot hier gebring het, alhoewel ek in my sieklag is, alhoewel ek die rook sien, alhoewel ek sien die huise is geplunder, alhoewel ek al hierdie goed sien, is daar nog 'n bietjie hoop. Maar daai gaan met die Here moet leef. Ek wil haas aan die Bybel sê, Dawid, en nou is dit Dawid het hom gaan sterk in die Here, want hy het ook in dialoog gegaan met God. Want het is belangrik dat wanneer ons in ons laagte is, sal men wie dialoog is. Sal men wie praat is in ons laagte. Praat ons met ons stryd, en ons sê ons stryd, ek is klaar. Ek gee oor. Was klaar met dit soos. Of praat ons met die Here. Praat ons, die Bybel sê, en julle sal oorwin. Deur die woord van ons in dialoog gaan met God, gee God vir ons 'n oorwinning. So Dawid gaan, hy begin met God te praat, negotiate, hy begin met God te praat, Here, jy weet wel hoe u gebedslewe is. Hoe praat jy met die Here? Jy kan 'n bietjie rof met die Here praat, jy kan mooi met die, maar jy weet mos hoe met die Here, wat nou? Ek het alles gedoen wat u nog het moet doen. Wat hier is regtig die menslikheid. Dawid, en weet jy wat sê die Here vir hom? Die God praat terug. Nee, God antwoord ons. Nee, God respond. Nee, God respond terug na ons. God sê vir hom, ja, jy sal inhou. Whatever ons verloor het, jy sal inhou. En jy sal uitred. En jy sal wen. Jy sal inhou. Dit mag nou lyk, weet jy die Here, net so vandag, ek 1 jaar, ek moet hierdie getuie gee. 1 jaar. Ek maak 'n ongeluk met my vorige werk. Né? Ongeluk. Vorige werk. Die ouens wat saam met die ongeluk is, toe ons by die polisie kon, toe sê hulle het niks gesien. Hulle het 2 ongeluk in 2 jaar uit. Hulle sê vir my, hulle het niks gesien. En ek begin tot die joke te raak, you understand? Maar die Here, hy is ook so middeljaar. Ons kon test doen, wie kry die drywe af die Here? Nee? Daai jaar. Weet jy wat maak die Here? Die Here die cover my los. Ek wen daai jaar drywe af die Here. Ek wen dit. Irrespective dat ek verloor het 'n paar maande terug. Irrespective dat ek die joke aan die town gewys het. Ek weet nog. Die jaar dat hy change posisie en by die middel van die jaar, ek wil nie net sê julle wat spaar. Sê die raak met omdat jy 'n nuwe posisie is, kry jy nie meer bonusse. Jy kry nie meer bonusse nie. Of jy nou gratis spaar. Ek wil 'n bonus hê. Die einde van daai jaar, nou toe my gratis begin spaar, maar nou weet ek my beplanning is uit. Ja. Want dan gaan nog nie bonus inkom. Die einde van die jaar, ek my rekening oop my. So daar bonus in. En die einste baas het vir my gesê, daar gaan nie 'n bonus nie. Sê vir my, jy verdien dit. Jy mag nou daar staan by 'n plek waar jy voel jy het verloor. En jou planne moet change. God is getrou en regverdig dat ons sal recover. Ons sal recover. Wat ons nou verloor het. Net of wat in jou huwelik, jou finance, jou kos, whatsoever is. We will recover it. Nee, toe Dawid God raadpleeg, het God geantwoord. En waar ons nou staan op die gedeelte waar ons die tweede helfte van die jaar betree, sal nou in, het goed gebeur. Nee? Diagnosis, huwelike, results, disappointments. Nee? Hy het 'n tik op my lewe gelos. Wat van hierdie week af, going on forward. Ons gaan die Here raadpleeg.
gaan die Here raad doen. Ons gaan nie kyk na wat daar gesê is nie. Nee? Na die vrees wat saam met dit kom nie. Maar ons gaan die Here raad doen. En sekerlik, die Here glo nie van my nie. God gaan antwoord. God gaan antwoord. Het julle gehoor? Wat sê hy oom? Donderdag aan. Toe sê hy, Stoffel, kom hier. Sy het die kanker nie. Ja. Nee? God kan ons spreek deur enige een wat hy wil. Dit ook iets deur te bring. Is jy met my? God sê oom, Stoffel, sy het die kanker nie. Julle moet, you must believe it. Nee? Jy moet ook glo dat wanneer jy God gaan raadpleeg, wanneer jy gaan versterk in die Here in. Nie in mense nie. Nee? Nie dat ek sê ons we need one another, or that we must encourage one another. Maar wanneer jy God raadpleeg, gaan God jou sê, you will win and you will recover. Whatever the enemy gesteel het van jou, whatever the enemy van jou afgevat het, miskien het jy alles, maar die enemy het jou joy gevat. I want my joy back. Amen. I want my peace back. Amen. Jy het alles, maar jou peace, jou vrede is weg. Jy het alles, maar jou gelag is weg. Sê, ek wil nie weer, Here, ek wil nie weer so bly is, soos 'n paai. Here, ek wil net so excited is. Ja. Here, jy miskien nie 'n siekte probleem of 'n finance probleem, maar die enemy het 'n attack op jou joy gelons, op jou peace gelons, of jou standvastigheid, en jy voel 'n bietjie unstable. Sê, Here, I want my peace back. Ek wil met broer Fernando nog eens sê, Here, ek wil die liefde net terug hê. Ja. Ek het alles, maar die liefde het bietjie verkoel in my. Here, gee my, you will some way or another. Amen. Jy moet gaan versterk in die Here, sodat die Here jou die antwoord kan gee. God wil ons antwoord, maar ons gaan leer by ons Here, daar is 'n klomp verwagtinge. Want daar was 'n verwagting van Dawid se mense op sy. Ja. I want to close. Ons moet nou, sometimes gee die Here vir ons, jy kan voel, Here, dis nie my battle nie. Dis nie my mense nie, Here. Dis nie myne nie. Maar die verwagting kom van jou af. Die mense het 'n verwagting op jou om deur dit sterk te wees. Nee. Die Here, weet julle wat? Die Here, hy weet self, man. Die Here weet self. Die Here sê self, ek moet willing is, sodat God deur my kan antwoord na die mense. Die Bybel sê Dawid het die manne gesê, kom ons gooi. En Dawid het hulle ingehaal. Weet jy, van agter af. Van agter af kom hulle. Nee? Hulle het agter geloop. Hulle was seker so 5-0, 6-0 agter. Hulle het van agter af op ons in die kant. Hulle het agter geloop in die spel. Nee? Van die Bybel sê Dawid het hulle agterna gesit en ingehaal en hulle ook gewen. Hier is nie met my. Jy gaan dit net inhaal. Jy gaan ook wen. Amen. Amen. Jy gaan dit net inhaal. God gaan nog extra skiekom. Yes. Jy het ons van nog baie dat toe hulle wen. En die manne van dit, hulle was 600, hulle moet van die kruis na 200 toe, né? Dawid kon nog vir die extra 400 man nog gegee het. Van 'n God gaan byvoeg dat dit so overvloei dat ek kan uitdeel en kan help. Mag die Here dit sien. Dit is praat.